Ons begin ons erediens vanoggend op hierdie Vadersdag by die Hemelse Vader. En terwyl Lisa gaan sit, dink net 'n bietjie by jouself. Hoe sien jy die Hemelse Vader? Wat beteken hy vir jou? Wat beteken dit vir jou om hom jou Vader te kan noem? Ons Vader, U is in die hemel. U is heilig. U is die koning. U wil geskied altyd in die hemel en op die aarde. U gee ons elke dag ons daaglikse brood. U vergewe ons oortredinge en laat ons ook hulle vergewe wat teen ons oortree. U beskerm ons teen die bose en teen versoeking. Aan U, net aan U, behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Vader, ons Vader, jou Vader, groet jou vanoggend en hy beloof vir jou, ook in hierdie erediens en hierna, sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. Kom ons bring lof aan ons Vader en ons doen dit in die woorde van lied 205, 'n lekker opgewekte, vinnige lofprysingslied, waar ons net vir die Vader sê, Vader, ons aanbid U, ons eer U, ons loof U. Dit is vir ons wonderlik om U ons Vader te kan noem.
Kom ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Liewe Hemelse Vader, dit was vir ons nou so lekker om U eenvoudig uit volle bors as ons Vader te loof en te prys en te aanbid. Ons wil eintlik maar net deur hierdie lied uitroep, aan U kom toe al ons lof, al ons eer, al ons aanbidding en al ons dank. Want U is ons Vader. Ons het goeie herinneringe van ons vaders, maar selfs die beste herinneringe wat ons van ons vaders het op aarde, kom nie naaste by naby aan U vaderskap nie. U is die volkome, die volmaakte Vader. En U maak nooit foute nie. U maak ons nooit seer nie. U is ons Vader deur dik en dun. U bly ons Vader ongeag wat ons doen. Hemelvader, U is ons almal se Vader en U is ook ons elkeen se Vader. Ook hulle Vader wat vandag verjaar. Dankie vir Sonja en almal wat hierdie week wat voorlê verjaar. En dankie Here dat ons saam met hulle kan dankie sê dat U vir hulle elkeen so 'n wonderlike Vader is. En dat ons hulle ook vir die jaar wat voorlê net in U Vaderhande kan toevertrou. U is ook die Vader van elkeen op ons siekelys. Elkeen wat herstel na operasie. Elkeen wat op die punt staan om te gaan vir behandeling. Elkeen wat al lank op die siekelys is as gevolg van 'n kroniese siektetoestand. U weet van elkeen van hulle se worstelinge, want U is ook hulle Vader. Ag Vader, laat hulle asseblief ook op hierdie Vadersdag opnuut besef dat U hulle Vader is en dat hulle ondervind hoe U hulle Vader is. Hemelvader, U is ook hulle Vader wat swaar kry. Ons bid vir elke gesin in ons gemeenskap wat sukkel. Sukkel finansiëel, sukkel om kop bo water te hou. Sukkel en nie weet waar die volgende ete dalk vandaan kom nie. U is ook hulle Vader. So is U ook elkeen se Vader wat op die strate woon, wat swaar kry. En U is ook die Vader wat vir hulle geleenthede gee. En ons gebruik in U diens om dit vir hulle moontlik te maak om nuwe geleenthede te benut. Hemelvader, op 'n dag soos hierdie, op hierdie Vadersdag, wil ons vir U dankie sê vir ons aardse vaders. Vir baie van ons het ons goeie en mooi herinneringe oor ons aardse vaders. Baie van ons aardse vaders is alreeds daar by U, in U teenwoordigheid as die hemelse aardse Vader. En op 'n dag soos hierdie is ons maar hartseer as ons aan hulle dink. Vir ander van ons is ons aardse paas, ons aardse vaders nog hier. Here, ons wil vir U dankie sê vir hulle. En ons wil bid vir hulle, want Here, ons weet, om 'n pa te wees in hierdie tye is nie altyd maklik nie. Maar dankie dat U, die hemelse Vader, ook vir hulle lei, hoe om vaders hier op aarde te wees. Here, U weet ook, daar is van ons,
wat nie noodwendig goeie herinneringe oor ons aardse vaders het nie. En wat 'n dag soos hierdie Vadersdag glad nie geniet nie. Maar Here, ek bid ook dat U ook vir hulle 'n stukkie bevryding sal gee van daardie emosies wat hulle dalk al 'n lang tyd vashou, ook op hierdie Vadersdag. Hemelvader, U het U Seun gestuur om ons te kom red. En U het ook U Heilige Gees gestuur, sodat ons kan voel hoe naby U eintlik aan ons is. Ja, alhoewel U as Vader daar in die hemel is U deur U Heilige Gees persoonlik in elkeen van ons teenwoordig. U is nooit weg van ons af nie. Ons is eintlik nooit sonder U nie. En dankie dat ons ook, soos verlede week, vandag weer kan hoor wat dit beteken dat U deur U Heilige Gees in ons woon. Praat asseblief vanoggend met ons, soos net U dit kan doen, ook deur die skriflesing en deur die boodskap. In Jesus se naam, amen. Kinders, en ek kan seker byvoeg volwassenes, wie van julle was al in die skoolhoof se kantoor? Nou, ek kan onmiddellik sien in die reaksie, daar was 'n paar van ons wat al daar was. Om goeie redes en dalk ook om minder goeie redes. Dit is baie lekker om in die hoof se kantoor te kom, wanneer hy jou laat roep om jou geluk te wens met 'n prestasie. Maar dis 'n ander storie as jy daar is, omdat jy iets verkeerd gedoen het. Soos om op die speelgrond vir iemand 'n klap te gee. Jy het daardie ou 'n klap gegee, omdat hy nie ophou om jou te terg nie. En nou is jy in die moeilikheid, en nie hy nie. Jy bewe terwyl jy voor die hoof se kantoor staan. Wat gaan hy sê? Gaan hy jou ouers bel? Die deur gaan oop en hy roep jou binne. Jy kan sien dat hy nie baie gelukkig is met jou nie. En jy dank jou sterre dat dit nie in jou pa se tyd was waar die rotting daar langs die lesenaar gelê het nie. Hy maak die deur toe. Jou bene bewe. Maar net voordat hy begin praat, is daar 'n klop aan die deur. Hy roep, kom binne, ietwat geïrriteerd, want hy's mos nou besig met jou. En hy wil met jou afreken. Jy is te bang om te draai en te kyk wie dit is. Dalk is dit iemand wat gesien het wat jy gedoen het. Dan het jy nog meer moeilikheid. Maar dit is 'n vriendelike stem. 'n Juffrou van 'n ander graad wat jy nie ken nie. Sy vra die hoof of sy by jou mag kom sit. Sy sê sy het presies gesien wat voor die hou gebeur het en wil jou kom help. Die hoof laat haar inkom. Dankie tog, dink jy. Iemand wil my help. Iemand weet wat regtig gebeur het. Die juffrou vertel dat sy langs die speelgrond gestaan het en gesien het hoe die ou jou aanhoudend terg.
Sy sê ook dat sy jou sal help hoe jy moet maak as so iets weer gebeur. En sy beloof om jou en daardie ou bymekaar te kry, sodat julle vrede kan maak. Die hoof is tevrede en laat jou en die juffrou gaan. Buite die kantoor gee die juffrou jou 'n drukkie. En sy sê dat jy haar enige tyd vir hulp kan kom vra. Maats, broers en susters, dit is hoe die Heilige Gees met ons maak. Hy getuig vir ons en hy help ons en hy is altyd daar vir ons. Eintlik is hy in ons. Is dit nie wonderlik om te dink dat God deur die Heilige Gees in ons woon en bly nie? Dit wat die Heilige Gees doen, word vir ons beskryf in Johannes 14, 15 en 16. Kom ons lees dit. In Johannes 14 lees ons daar in vers 16 en 26. En hier is Jesus aan die woord en hy sê, en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Die parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. En dan Johannes 15 vers 26. Wanneer die parakleet kom, wat ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. En dan bly ons 'n hoofstuk aan. Hoofstuk 16, vers 7. Ek vertel julle egter die waarheid. Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die parakleet nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. Die naam parakleet, wat in al die verse wat ons gelees het voorkom, ken ons nie. Maar hierdie naam het baie groot betekenis. Parakleet kom van die Griekse woord parakletos. En parakletos kan 'n prokureur of advokaat wees wat jou saak in die hof bepleit. Of dit kan 'n getuie wees wat namens jou getuig. Dit kan ook verwys na 'n persoon wat vertroosting, raad of krag gee in tye van nood. 'n Parakleet is iemand wat ingeroep is. Hy is altyd iemand wat ingeroep is om te help wanneer die persoon wat hom inroep in die moeilikheid of in nood of in twyfel of in verwarring is. In die Bybel word die woord parakleet in die 1933 vertaling vertaal met trooster en in die 1983 vertaling met voorspraak. 'n Parakleet kan ook vertaal word as raadgewer en voorbidder. Die 2020 vertaling wat ons sopas gelees het, kies om die oorspronklike woord parakleet te gebruik in plaas van een van die vertalings. Omdat parakleet so ryk is aan betekenis en met verskillende woorde vertaal kan word. Die parakleet is die Heilige Gees. God se Gees wat in en onder ons woon.
Kom julle agter dat die verskillende vertalings van parakleet, soos advokaat en raadgewer en trooster en voorspraak en helper, almal na die helpende, ondersteunende rol van die Heilige Gees verwys. In ons tyd is ons gewoon daaraan om professionele persone vir hierdie dienste te gebruik. Dit is nou as ons die geld daarvoor het. Ons praat met prokureurs of advokate en hulle adviseer en verdedig ons in regsaake. Ons is afhanklik van sielkundiges om ons deur die lewe se moeilike tye te help. Nie net is sulke professionele persone baie duur nie, maar hulle is slegs beskikbaar op afspraak en hulle kan ook foute maak. Die parakleet, die Heilige Gees aan die ander kant, is altyd by ons en bied altyd krag en wysheid wat eenvoudig nie elders beskikbaar is nie. Nie teen enige prys nie. Dit wil nie sê dat ons nie prokureurs of sielkundiges moet raadpleeg nie, maar dit gee vir ons 'n waardering vir die alomteenwoordige en altyd beskikbare en kragtige hulp wat God aan ons beskikbaar stel deur die parakleet. Nog ons prokureur, nog ons sielkundige sal 'n telefoonoproep in die middel van die nag waardeer wanneer vrees ons uit die slaap uitruk. Die parakleet is altyd teenwoordig en beskikbaar en gereed om te help. Ek lees van 'n persoon wat gaan ski het in Colorado. Op die ski-hellings het hy mense teëgekom wat rooi hemde aangehad het. En op die hemde het groot gestaan: blinde skier. Hy was verbaas hieroor. Kyk, dit is klaar moeilik genoeg om met 2 goeie oë te ski. Wat nog te sê met geen oë nie. Hy het na 'n ski-instrukteur toe gegaan om uit te vind hoe 'n blinde persoon dit regkry. Die antwoord was verstommend. Elke blinde skier het 'n gids. Daardie gids mag voor, agter of langs die blinde persoon ski, maar so dat die kommunikasie te alle tye tussen die 2 moontlik is. Die gids gebruik 2 kommunikasiemetodes. Die gids sal sy skistokke teen mekaar kap om vir die blinde te verseker van sy teenwoordigheid. Of hy sal eenvoudige verbale instruksies gee oor wat om volgende te doen. Die enigste verantwoordelikheid van die blinde skier is 'n algehele vertroue en onmiddellike gehoorsaamheid aan die instruksies van die gids. Die lewe is 'n bietjie soos om blind by heuwels en soms steil berge af te ski. Ons kan nie eers 'n paar sekondes in die toekoms sien nie. Maar ons hoef nie bekommerd te wees nie. Want God het volgens Jesus vir ons, sy kinders, elkeen sy eie gids gegee. Die parakleet, die Heilige Gees. Hoe kan ons gelei word deur hierdie parakleet, die Heilige Gees, ons gids? Erken sy leiding deur sy teenwoordigheid in jou lewe te bely. Vra vir sy leiding op elke nuwe dag. En aanvaar sy leiding deur jouself aan hom oor te gee en om te vra om jou te help om sy stem te hoor en te volg. 'n vrou met die naam
Peggy Pillard, skryf in 'n tydskrif met die naam Guideposts van 'n storie uit haar lewe. Sy wou 'n lekker sjokoladekoek, haar spesialiteit, vir haar sonnaskool tannie van jare terug, Jane Powell bak. Sommer om dankie te sê vir haar invloed op haar lewe, want sy was die afgelope tyd, die hele tyd in haar gedagtes. Maar skielik kom die gedagte by haar op. Dalk eerder 'n suurlemoen kaaskoek. Die resep het gevra vir vars suurlemoene. Sy het gesien, sy het geen suurlemoene nie. Maar sy het al die bestanddele vir 'n sjokoladekoek. Maar weer voel sy hierdie boodskap wat deur haar gedagtes maal. Liewer 'n suurlemoen kaaskoek. Na sy die suurlemoene gaan koop het sy aan die bak gespring. Toe sy by die suurlemoen kaaskoek na tannie Jane Powell se huis gegaan het, daar het haar man vir haar oopgemaak en dadelik gesê, sy sal bly wees om jou te sien. En toe verduidelik hy dat Jane haar been gebreek het en tot die bed beperk was. Die dokter het gesê haar been sal herstel, maar sy is natuurlik gefrustreerd omdat sy nie haar gebruikelike mobiele self kan wees nie. Peggy het by haar kamer met haar verrassing in haar hand ingestap. Ek is so jammer oor jou been. Ek hoop hierdie sal jou laat beter voel. Sy plaas die suurlemoen kaaskoek op die tafel neer en die geur van vars suurlemoene vul die vertrek. Sy kyk na die tannie wat aan die huil geraak het. Hoe het jy geweet? Vra sy. Geweet? Vra Peggy verward. Vandag is ons huweliksherdenking, antwoord sy. En vir die afgelope 55 jaar bak ek vir my man sy gunsteling. Sy wys na die kaaskoek. Hoe het jy geweet? Dit is suurlemoen kaaskoek. 'n eenvoudige storie, 'n bietjie geheimsinnig, toeval, dalk. Maar dit is interessant hoeveel gelukkige klein toevallighede, klein liefdesdade gebeur met en deur hulle wat hulle aan die Heilige Gees se leiding oorgee. Amen. O Heilige Gees, U is by my en in my wanneer ek alleen en eensaam en depressief is. U troos my wanneer ek hartseer is. U tree vir my in wanneer ek oortree. U bid namens my wanneer ek nie kan bid nie. U lei my waar ek nie kan sien nie. U fluister in my wanneer U my na iemand toe stuur wat U net so nodig het soos ek. Baie dankie, o Heilige Gees. Baie dankie, o Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so sit, gaan ons ook lied 431 sing.
en bid 'n gebed tot die Heilige Gees. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Baie dankie diakens. Ons sluit vanoggend se diens af met dieselfde lied wat Lisa ons net nou as aanvangslied laat sing het. Lied 442, Gees van God wat in my woon.
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, die Parakleet, sal met elkeen van julle wees en bly.